Goeiemôre, good morning. Ja, dit is donderdag. Baie welkom by ons vanoggend. Ons het 'n propvol program vol lekker geselskap vir julle vandag. Ja, en dit is nogal moeilik om iets uit te sonder, nê? Ek weet nie van jou nie, maar Ja. ek sien gewoonlik uit na die hele program wat voorlê. Ja, daar is ietsie van anders, ietsie van alles. Daar's musiek. Ons gesels oor 'n nuwe tendens waaroor ouers nogal redelik moet op die uitkyk wees. So ek dink daar's baie om na uit te sien. Vertel ons presies wat gaan gebeur. Ek gaan vir jou presies vertel, Raas. Ons gesels met Sean Leach en vind uit hoe hy 2600 km op sy bergfiets vir Hope on Two Wheels aanpak. Een van Suid-Afrika se top jong skaatsplankryers, Marcy Rodriguez, gesels oor sy ongelooflike prestasies. Ons fokus op Wêreld Down Syndroom Dag en gesels met Club 21 Learning Centre. Dit is natuurlik toekenningsseisoen en Lorraine Olivier en Michelle Howell deel die mooiste rooi tapijt tendense. Ons gesels ook oor die kragtige tweespel dubbelspel en dan sluit ons ook af met nuwe musiek van Pieter Marcato en Christian Paartman. Sjoe, ons het bietjie van Vol alles. spyskaart, ek sê vir jou. Ons het ontwerpers, ons het musikante, ons het alles. Dit is 'n lekker donderdagoggend. Wat is die oggendpraatjie waarmee jy wil begin, Elsa? Kyk, jy is net gereed om gevoer te word met met die deur in die huis inligting. te val. Ja, ek wil net so 'n bietjie hierdie kant toe staan. Daar is tans 'n baie gevaarlike nuwe gieraas. Ek meen op die einde van die dag, jy het nou verwys na die feit dat ouers bewus moet wees daarvan. Nou dit is onder leerlinge wat die rondte op sosiale media doen en dit is ook iets wat ouers en onderwysers glo as baie ernstig moet beskou. So ons hoop die ore is gespits. Die sogenaamde chaff-neiging behels dat kinders die chemikalieë uit 'n brandblusser inasem. Nou nooddienste in Johannesburg het nou 'n waarskuwing uitgereik nadat video's van leerlinge wat dit doen begin sirkuleer het. Volgens hulle kan die inaseming van hierdie poeiers en ook gasse ernstige gesondheidsprobleme soos longontsteking, epileptiese aanvalle en in uiterste gevalle selfs die dood veroorsaak. Dis natuurlik baie kommerwekkend want iets wat eintlik ontwerp is om lewens te red, word nou op 'n gevaarlike manier gebruik. Weet jy, ek is nou nog nie 'n ouer nie, nê? So jy gaan nou vir ons 'n bietjie meer kan vertel van hoe jy daaroor voel, maar ek dink net dis vir my altyd baie sleg wanneer 'n mens hoor dat kinders met hierdie idees vorendag kom en verstaan dat hulle dan ander uitdaag om dieselfde te doen. Dit is vir my baie kommerwekkend, want hoe het hulle uitgevind dat as jy hierdie nou inasem, dat dit een of ander effek op jou gaan hê? En hulle is glad nie bewus van al die gevare wat dit inhou nie, né? Dit is my eerste punt. Ja. My tweede punt is, 'n brandblusser is nodig om 'n brand te blus. Nou is daar niks meer van daai poeier in die brandblusser nie, want die kinders het nou daarmee gaan speel en nou how are you going to put the fire out because there's no fire powder left in the fire extinguisher. Dit is vir my net the things that kids of today are getting up to. It's as a parent, it does make me very concerned. Want hulle volg wat hulle maatjies doen and peer pressure is a real thing, especially for teenagers. So I'm just so concerned and very wary of raising my kids in the way where they can say, listen, this is not right. I am not going to do that without me being there over their shoulder and helicopter parenting, dat hulle vir hulle self daai besluit kan neem en sê, hierdie is mos nou stupid en gevaarlik. Ek gaan dit nie doen nie. Ja, ek dink terug aan toe ek op skool was en ek dink, jy weet, 'n mens het soms met stoute kinders ook te doen gekry wat daai brandblussers gebruik het en dan as jy weer sien dan is daar net poeier op die vloer, maar nooit was dit 'n geval van kom ons asem dit in of daai soort van dinge. Dit voel vir my dit raak net erger, jy weet, na aanleiding van hierdie neigings wat kop uitsteek. En ek dink wanneer mense spesifiek fokus op skole ook, is dit waarskynlik baie moeilik vir onderwysers om ook heeltyd 'n oogie te hou. Exactly. And I think it's just what you were saying, it is just escalating. It's like they just want to do more and more and more. Ek weet nie of jy bewus is van, dit was so 2 of 3 jaar terug, maar daar was 'n TikTok trend waar mense, ek dink
almost like the whipped cream, like whippets they used to call it or whatever, and then they would inhale that. There were so many cases of kids, it was huge in the States, where kids actually were hospitalized because of this. And I don't think what they understand, like I said earlier, there's no consideration of the practical implications of that. You can get fined a lot of money if you let a fire extinguisher go off when there's no fire. Maar hier's nou my vraag aan jou, want ek meen ons kom altyd terug na iets so sosiale media toe. Ja. Ek dink dit vererger hierdie probleme in vandag se tyd as gevolg van die feit dat kinders soveel toegang het tot, jy weet, 'n platform soos TikTok byvoorbeeld. Ja. Of as ek nou hierdie doen en ek doen dit nou die beste, gaan ek famous word want my video gaan viral gaan. I just feel like the fact that that is what kids these days are striving to do as something to aim for, it's very, very scary. Ons volgende storie het met kuns te doen. Die stad Johannesburg het 50 miljoen rand op sy gesit om die Johannesburg Art Gallery op te knap. Maar amper helfte hiervan, 23,6 miljoen, gaan na die verskywing van kunswerke na tydelike plekke. Dit gebeur dan nou terwyl die galery herstel word, moet die kuns op ander plekke gesit word, soos Museum Africa en ander geboue. Nou, hier is waar die probleem lê. Die kenners en organisasies sê hierdie plekke is dalk nie veilig of geskik genoeg vir die bære van hierdie kunswerk nie. Daar is bekommernisse oor sekuriteit, temperatuurbeheer en selfs waterlekke. Die skuif van die kunswerke is ook nog nie finaal goedgekeur nie en sommige sê dat dit 'n risiko vir baie waardevolle kunswerke kan wees. Intussen wag duisende kunswerke nog in die galery vir die opknapping om te begin. Elsa, was jy al by die Joburg Art Gallery? Nee, ek was nie, maar ek moet vir jou sê dit is definitief, dit was nog altyd op my lysie om die galery te gaan besoek. So dit is vir my baie hartseer. Laat ek vir jou sê, ek was een dag daar, dit was jare terug, ek dink ek en Chris was nog nie eers getroud nie, ons het sy ouers soontoe gevat, en die kuns wat in hierdie museum of galery is, daar is, like, if you think of famous artists, there's at least one artwork from a famous artwork, and original, and we've got that here in Johannesburg, and the gallery was beautiful, so nicely laid out, rarig mooi. So, ek wil nou nie sê wat die kunswerke daar is nie, net in case mense sê, okay, terwyl hulle nou hierdie by 'n ander plek gaan huisves, kom ons kyk of hulle dit kan beskerm, but it's just incredible that we've got this caliber of art in a museum in Joburg. So I'm hoping that now with the renovation and with the storing of this art in other places, that the art is still going to be preserved in the state and in the condition that it is now. Ek stem heeltemal saam met jou. Ek dink dit is baie belangrik ook, jy weet, ek was so rukkie terug vir die eerste keer by die Pretoria se Kunsmuseum. En dit was vir my so 'n belewenis gewees en is so verskriklik mooi daar. So mense sou werklik hoop dat hierdie kunswerke bewaar word en nie net dit nie, maar dat die gebou self ook beter in stand gehou word, verstaan? Want ek meen, Johannesburg was al gereeld in die nuus wat daai kwessie ook betref. Ja. So wat sê jy, gaan ons so 'n bietjie gaan inkopies doen en gaan kyk na kunswerke? Weet jy, if they could do it at the Louvre, they can do it at the Joburg Art Gallery. Bly net waar jy is, ons gesels nou weer verder. Jy is ingeskakel op Goeiemôre, good morning, ons sien julle nou.